Ja, ons dien 'n emosionele God ook. Amen. Maar van krag en siel beheers ook. En ek dink aan die jong man wat rugby gespeel het. My skoonseun het in Hong Kong gespeel. En hierdie skoonpa het hom glad nie geseën nie, vir my is dit 'n afgod. En toe hy nou dag vir my sê, pa, ek dink ek gaan fietsry. Toe sê ek, yes, Here, daar begin die dinge werk. Ongelukkig het daar baie dinge met rugby in my skoolloopbaan ook gebeur, wat het maar 'n ding, maar die Here het baie goed aan my openbaar ook. Dat ons het ons God vergeet. En ons het dit 'n afgod gemaak. Ek het nie 'n fout met sport nie, ek het self, al dit lyk dit nie so nie, vandaag lyk ek in 10 treke hardloop. Dankie sê my vrou, maar ek het 800 en 1500 gedoen. En maar God is die belangrikste, moet die belangrikste in ons lewens wees. Amen. En kan jy net vir my weer daai van die tye van die kerk opsit? Ek net bevestig hoe werk God. Ek het voorberei, maar ek gaan my getuienis ook lewer. Maar 'n mens moet almal sê bevestig vir my in die Bybel, wys vir my waar in die woord staan dit nou. Ja, ek wil nou wys waar dit in die woord op staan. Nee, wat die Here vir jou nie van los nie, waar jy deur moet gaan. Daar's hy. God is with you through it all. Hier het ek geskryf. Dis bevestiging. Omstandighede is nie daar om jou te breek nie, maar God wil hom aan jou openbaar en jou nader aan hom bring en jou daardeur vat. Ek het nie geweet van dit nie. God is reël. Die Here is werklik. As ons dit net kan besef. Kom ons bid net hier saam. Ai Vader, dankie vir die voorreg. Soms voel dit vir my ek is bietjie vooraan, maar ek kan nie stil bly nie. Halleluja. U is almagtig, U is groot en U het in my lewe wonderwerk verrig. En in my gesin se lewe. Here, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Here, U is groot en U is almagtig en dankie vir die voorreg om U goedheid te kan uitdra, om 'n getuienis te kan gee. Here, ek voel glad nie goed oor my verlede nie, maar dankie dat U dit vergewe het en uitgevee het. En Deuteronomium 28 sê, ek skep jou verwagting, 'n toekoms, iets moois. En dankie dat U vir my van 2009 af 'n verwagting geskep het. Iets goeds, iets moois. Diep en dit wil U vir ons elkeen gaan. Dankie dat die Heilige Gees is hier nou welkom. Here, ek het hom al reeds ervaar. Dankie vir die wat hier is. Maar Here, dankie ook veral vir my, wat U as instrument sal gebruik. Here, dat ek nie dink ek is oulikie, maar dat U so groot is. Gebruik my as instrument. Lei my, Here. En berei my voor. Dankie dat U my voorberei het. Maar ek vra vir U leiding. Here, en dit wat ek sal sê, van U sal wees. En dit wat ek nie moet sê nie, U sal wegvat. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ja, ek wil ook net vir jou sê, dit kom nou by my op, I'm not a slave of fear in my mother's womb. En jy het gepraat van mama se magie. Dit is als bevestiging dat God werklik is. Ja, toe Berthe sê, julle kan maar huil, toe huil ek alreeds. Ek besef net die goedheid van die Here kan ons nie oorstil bly nie. Ek het net toe sy pastoor Berthe vra vir wie wil getuies leef, toe wil ek opspring, toe dink ek nie, toe sê die Heilige Gees my sit stil, jy sal jou beurt kry. Jy sal 'n lekker beurt kry. Ja, ek voel so ongemaklik met hierdie. Ja, laat ek maar my hand hou.
ek seker nou vir die wat by die huis is, ook kyk. Ja, ek het Johnny Kotse, ek kom van Suidsrus af, ek en my ou vroukie, ek boer daar, was 25 jaar 'n polisman, en die vyand het van kindstyd af gesteel by my. My pa het my ma by 'n ander man gevat, en ek en 'n sussie en 2 broers is verwek uit daai huwelik uit. Oorheerders egbrekers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dit sê die woord vir ons. Dis waar hy ons gebore is. Ma was alkoholist, 'n pretjieleier, my pa was 'n rokjagter. En ons is 2 halfsusters en toe die 4 kinders van my pa. En in ellende groot geraak. Baie geld gehad. My vrou sê altyd, jy was 'n ryksman seentjie, en ek was. Ongelukkig gaan met geld baie lelike dinge. Wat drank is losbandigheid. En ons het in ellende opgegroei. My vroukie was 2 jaar oud toe haar ma dood is. En toe sy kinderhuis toe, en sy het baie keer vir my gesê, ek dink ek was beter af as jy. In die veld geslaap, in die strooi's geslaap. En toe ek so begin gedagtes kry, seker hier by 5-6 rond. Ek kan dit glad nie onthou, die Here het dit gelukkig uitgevoer. 5-6 word toe, besef ek maar as ek na my pa toe hardloop, dan het ek kalm geword. Dan het ons die bakkie geklim en die veld toe gery, slaap ons die nag in die veld, as my ma nou begin drink het. En eendag toe vang my ma my, toe vat sy my na 'n dam toe. Toe sê sy, as jy weer na jou pa toe hardloop, vertrek ek jou. Maar die Here het toe klare plan gehad, 'n groot plan. Dis waar hy begin dinge kan onthou het. Ja, ek wil nie, die verlede is eintlik nie so mooi nie, mense wil mos nou nie rewind, die Here, ek dink altyd wat die deel wat die Here in sy woord sê, jy wil terugkyk na die ploeg toe sal die koninkryk nie beheer, nu sê ek, Here, maar ek wil daai ploeg eers mee sê, maak dit skoon. En toe steel die vyand weer, maak hy my 'n polisman. Nou ja, ek weet nie of die polisman is, jammer, die polisman is nie vanmôre hier nie. Jy mag drink, dit hou jou uit die tronk uit. Jy mag meisies jag, want jy het daai mag. Jy is 'n polisman. Jy mag doen wat jy wil. Jy mag tronk bestuur. Jy mag lieg in die hof. Nou ja, toe gaan die ellende net weer aan. Maar wat ek wou vertel het, ek grawe eendag muise uit, ek en my broer, en 'n skorpioen steek my. En ek hardloop huis toe, en hy gif van my bloedstroom, en ek leef 14 dae in koma. Daar die vyand eerste keer probeer my lewe vat. En die tweede keer val ek in 'n watertank in op die plaas, en nou April, kom stap van die kraal af met 2 emmers melk, en hy sien, daar val ek in, toe is ek so 5 jaar oud. En hy red my ook. En, ja, toe word ek 'n polisman. Ja, daar sit my vroukie, man besef ek, God het my klaar engel gegee. Laat sy my nie gelos het, die was dit van die ou girls, was hulle lank al voort. Sy sou vasbyt. Dit was die Here het met haar plan gehad. En 'n plan met my ook gehad. En 2000, ja, van ek is toe, 1990 is ek Israel toe, want my pa het genoeg geld gehad. Ek hoor almal sê by VLV, kom ons gaan, of by ons jeugleiersgroep, Israel toe. Ek sê eers maar ek gaan. Nou ja, daar gaan toe geen kind nie, want hulle ouers het nie die geld nie. Ek gaan toe Israel toe, en die tuin van Getsemane het ek 'n goddelike ervaring. Ek voel, maar as dit hoe die Here voel, dan is dit mos nou, dat is mos eintlik nou lekker. En by
ek dink die berg van Capernaum. Kyk, oral waar die Here gewandel het en wat hy wonderwerke verrig het, het hulle kathedrale en kerke opgerig. Ervaar ek 'n goddelike ervaring, en ek voel, Jesus, maar hier is die Here by my. En ek kom heilig terug, ek begin die Bybel lees, en die kinders sê vir my by die skool, Christentjie, en ek voel, Jesus, maar dis nou eintlik 'n lelike naam om te gee na backslide ek, en toe word ek 'n polisman. En 2009, in Greytown by Angus, ervaar ek dieselfde ervaring, toe besef ek, as God jou nou met 2 keer besoek, jong, wat wil jy met jou lewe maak? Onthou, as hy toegelaat dat die vyand my lewe gesteel het, voor dit was ek in die hel, klaar. En daar besluit ek volg die Here. En toe ons van Greytown af, toe is ek nog 'n polisman, toe ons van Greytown af terugkom, toe ek uitklim, maar ek bel my vrou, maar sy sê, ek is bang vir jou om terug te kom, want ek ken nie hierdie man, wat nou met my praat nie. Ek ken nie, ek het 'n troukaart geken, ek het een geken wat my verkleineer het, ek het een wat my sleg gesê het, as hy dronk was. Maar die man wat nou met my praat, ek is vir hom bang. Wat kom nou terug? En toe ek uitklim, kom stap sy my seun, en hy sê, pa lyk anders. As jy jou laat doop, gaan die ou mens tot nie. En jy's 'n nuwe skepping. En dis 'n belofte van God. Dit wat was, is weggevat. Maar in elk geval, toe begin die lekker deel. Toe begin die mooi deel. Toe begin die verhouding deel. En toe begin die wat Bobbejaan deel. Want toe wil ek almal red. Nou ja, toe mis ek my vrou. Want toe moet ek haar eintlik aan Jesus voorstel. Dit wat ek geproe het, en dit wat ek ervaar het, en dit wat ek beleef het, moes ek seker op 'n ander manier oorgedra het. Maar onthou, sy kom met 'n kinderhuis uit, sy moes geveg het om te survive. Nou sy in 'n huwelik wat 'n storm was, nou moet sy nog steeds veg. Sy raak moeg. Sy glo nie die ding nie. En eendag kom stap ek in die kombuis in, en ek sê vir haar, ek bestraf dit wat jy nou sê in die naam van Here. Sy sê, jy en jou Here uit die huis uit. Want toe sy vir dit ook nou moeg. Want as sy iets sê, bestraf ek haar. As sy iets doen, bestraf ek haar. Want dit is in die wêreld. Die God wat ek nou dien, gee nou pakslag. Ek vergeet van sy liefde, wat hy vir my gegee het. Nou ja, toe loop ons daai wat Bobbejaan tydperk weer. En dis belangrik as jy jou hart vir die Here gee, dat daar ondersteuning is. Dat daar iets mooi saam met jou moet vorder. Party manne gaan radikaal draai, en God werk in hulle harte, maar party soos ek, moes maar opgepas word. Ek kom maar wild voor. Daar is niks fout manne, jong manne, daar is avontuur in julle, God het julle so geskape. Enjoy life, maar in God se wil. Geniet hom, julle is warriors. God rig julle op. Vrouens is die ma, vrouens is die huis wat die huis koester en wat die huis oppas. Daar is niks fout daarmee ook nie. Maar in elk geval toe loop, dis 2009, toe begin God met my die pad loop. En toe het ek nog groot gejag ook. Nou hier is dis, en ek het op 'n stadium alle jagter kanselleer. Toe sê ek, Here, hulle maniere bly op die teerpad in die vark kom jag. Want die eerste aand wil hulle dooddrink, en die tweede aand trek hulle vrouens kaalgat uit voor my, skiet vir my taal, maar dis die waarheid. En verneder en verkleiner hulle. En daai verbond wat God is 'n man en vrou se heilige verbond. Jy moet respek hê vir sy dogter. Sy's nie 'n vloerlap nie. Sy moet geliefd wees. En dis waar God ons as mans eerste wil wys, wat is liefde, hoe jy jou vrou behandel en hanteer. Amen. Dis waar jou liefde moet begin, dan jou kinders, dan jou werk, dan die wêreld. Nou ja, en eendag doen ek Bybelstudie en die Here sê vir my, maar jy moet aangaan met jag. Waar was ek? Ek was tussen die tollenaars, ek was tussen die hoere, ek was tussen die dronkaards. Wie is jy? Wie is jy om te dink,
Jy is verhewe voor jou medemense, voor jou eie boetes en susters. Nou ja, toe sê ek, Here, dan sal ek dit nou maar doen. En daar het baie mooi gevalle gebeur. Die Here stuur, dan stap ek in die huis en dan sit hier 'n man op 'n bed 'n Bybel lees, van die groep van 10 of 12. So sit die manne, godsmanne, tussen die groepe in, wat ek kan meer bond, wat my kan toemaak, wat my kan stig en oprig, en wat saam met my die pad loop. Maar in elk geval toe, sit daar enige klomp manne om die vuur, en ek klim ek het soos 'n sirkel om die vuur, en ek klim op die muurtjie, en ek sê vir hulle, luister manne, waartoe dink julle gaan julle nou, as julle doodgaan? Nee wat, ons sal hom seker die ding kan uitsort met die Here. Ek sê jou hel toe. Jy's op pad hel toe. Nou ja, gelukkig het die Here die dinge verander, opgehou jag, toen nog dit wel besigheid van en skuif en so, wat die Here my baie mee seën. En, maar ek is toe nog 'n polisman, en toe voel het vir my, Here, ek leer net die verkeerd van die wêreld. Ek vang 'n skelm wat ook 'n mens is, wat die duiwel in beheer is. Nou ja, toe begin ek die mense bedien, en so net lag altyd oor dit, maar ek ry een aand so 3 uur die môre, kyk, hier van 12 uur af, dan begin die gevegte. En dis wanneer die boosheid ook aan die orde van die dag is. Julle wat in die gemeenskappe bly en sien, dan is dit die hartseer waar die dinge gebeur, want dan opper hy die duiwel. En daar kom stap 1, maar ek sien hy is nou lekker, ja, ek kan nou nie sê dronkie, maar hy is 'n dronk, in elk geval. Nou kom loop hy so voor die polisbak, en nou ry ek so half uit die pad uit, en nou loop hy, nou kom hy al hoe nader aan my, en ek sê, luister meneer, jy moet huis toe gaan, net hoe ry die karre jou raak, ek sien jou daarom, en ek sal jy mos nie raak ry nie, en hy staan en kyk so terug. Onthou die Here openbaar hom aan jou. As jy werklike verhouding met hom het, sien jy hoe werk die Here. Jy ervaar hoe die Here werk, en hy staan so terug, en sy ning, sy vang. En hy staan so terug, en hy kyk my so, hy sê, hey Johnny, Sherab, jy's bekeer. Die lig van Jesus moet ons uitstraal. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat het sy gesê? As ek net aan Jesus se kleed kan vat, sy het geglo, as ek net aan Jesus se kleed kan vat, dan sal genesing kom. Wat wil God vir ons daardeur sê? Skyn die lig. Seram. Hy het my dan geleer om te seram, want ek het baie keer bietjie vinnig gepraat, wat op het baie groot fout is. Wees vinnig om te luister en stadig om te praat. Maar soos jou verhouding met God groei, begin dinge beter raak. Jy moet nooit dink jy's oulik nie. Dit moet jy voorbesom, en dan kan jy hoogmoed. Daar was ek ook. Ou stokkies wat almal gee om drank, almal maak op dronk. Ek het gestok, ou stokkies is 'n dronkaard, tot ek met hom begin gesels. Toe hoor ek uit 'n hart. Toe hoor ek, maar daar is tog iets moois in ou stokkies. En dit is wat ons moet doen. Ons moet die mooi in mense sien. Ons moet Jesus liefde uitstraal en vir die mense wys. Maar die belangrikste is wat ek ook in my lewe vroeg, toe ek my hart vir die Here gegee het, besef het, dat God het ons so lief, dat hy sê, my kind, ek laat jou die keuse maak. Ek laat jou besluit, hemel of hel, reg of verkeerd. Ek gaan jou nie doen nie. Ek was 'n perdjie wat moes agter die nek gevat word, en gefors gewees het, maar hy het dit eers met my gedoen nie. Maar hy was genadig, hy het my beskerm, onbewustelik, het hy my beskerm, vir iets groots, want die tweede keer, wat ek 'n goddelike ervaring, toe besef ek, God het 'n plan met my, God het 'n plan met my vir sy koninkryk, en dis elkeen van ons, almal kan nie bid vir genesing nie, almal kan nie profeteer nie, maar hoor by God, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat is my gawes? Want ons sal elkeen eendag voor God moet loop staan en sê, Here, of die Here vir ons vra, wat het jy gedoen op aarde? Het jy jou doel wat ek vir jou gehad het,
uitgeleef. Maar in elk geval, toe ek op 'n dag, toe besef ek maar, jy moet oorgee aan die Here, wat nie so moeilik is nie. Die vreugde van God is so ongelooflik groot, en so lekker, jy kan ook nie stil bly daaroor. En omdat ek ook uit 'n moeilike huis uitkom, het ek eendag op my knieë gegaan, toe sê ek, Here, ek gaan nie aanvaar, dat een van my kinders nie 'n godsvrou sal kry nie, en my dogters nie 'n godsman sal kry nie. Ek aanvaar dit nie. Nie net 'n vrou nie, net 'n man nie. 'n godsvrou en 'n godsman. Jy weet nou, rappiespeler is, as ek my skoonseun groet, huil. Dis wat die Here vir my gee. My skoondogter is warm vir die Here. Sy net is nie interessant, ek voel ek moet dit getuig. Toe sy voorgestel en aangeneem moet word, toe sê sy, nee, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek glo in die Here en ek glo in die salwing van die Heilige Gees, ek glo in baie goed. Toe skop hulle die kerk uit. Toe kom gee hulle vir haar brief en sê, nee, ons voel nie, jy is meer welkom in die NG Kerk nie. Dis die vrou wat my seun getrou het, dat sy vir haar Jesus opgestaan. Want God sê vir ons, moenie worry nie, hulle het my eerste gehad. Mense kyk ons snaaks aan, maar skyn nie lig. Wees lief vir mense. Ek het nou 'n vrou wat my weer mooi aanvul. Sy kuier en praat niks met mense en ek wil weer almal gesels en met almal kuier. Maar dis waar die balans moet wees. Ek is bly om te sien hier's jong manne, die warriors van Jesus Christus. Manne wat moet opgerig word. Weet, ons moet ophou negatief spreek oor Suid-Afrika. Wat sê ons oor Suid-Afrika? Ons moet bid vir Suid-Afrika. Want ek glo, God sal dinge verander. Want wat sê hy in sy woord ook vir ons, dat die gebed van 'n regverdige sal nie leeg terugkom nie. Dis 'n belofte. God sê ook, herinner my aan my beloftes. Herinner my. Sê, Here, maar jy beloof dit aan jou woord. Dit sal so wees, dan sal dit so wees. Weet ek bid, ek sê, Here, dankie vir die milde reën. Ou André wat ook bietjie boerdery kom en wie wat plase groot geraak het. By ons werk dit so, reën dit het ons te min diere, reën dit nie het ons te veel diere. En ek vra die Here, ek sê, Here, laat die seisoen goed wees. Dat die diere sal goeie kos het om te eet. Ek dink 100 mm vir die begin sal goed wees. In so 300 vir die seisoen. En die Here sê vir my, vertrou jy my met so min. Dankie, ek is 'n God wat vir jou so min wil gee. Ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my, ek sê, bederf my soos U wil. Eergisteraan 40 gehad, ons is oor die 700 mm. Ons wil God beperk. Ons wil God beperk. As ons net kan besef hoe groot God is, dan sal ons nie kan besef hoe groot hy is. Ons moet besef dat God baie groter is as wat ons gedagtes is, wat ons denke is. Ek is vir kinders baie lief, omdat ek swaar gehad het, maak ek 'n plek en 'n punt vir kinders. Dit is iets wat die Here in my hart lê. My vrou wat uit die kinderhuis kom, het 'n passie vir kinders. Kinders het nie in hulle harte lelik of 'n wanpersepsie nie. Kinders is rein. Hoekom sê Jesus in sy woord dat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie? Want hy ken 'n kind se hart. Hy ken 'n kind se hart, en dis wat ongelukkig in die wêreld besig om te gebeur. Die wêreld wil kinders se lewens vernietig, en dan weet hulle die nageslag. Die duiwel taak die kinders. Dit wil sê, ons as ouers moet elke dag die bloed van Jesus Christus oor ons kinders afbid, vir ons medekinders. Laat ons kan besef, ons moet ons kinders leer om in die krag van die Here te leef
saam met ons. Ons moet die voorbeeld wees. Nie soos, ek het dit gelukkig nooit gesê nie, maar daar's baie paas wat vir 'n kind sê, moenie doen wat ek gedoen het, die maak doen wat ek jou sê om te doen. 'n Kind moet doen wat jy doen. As jy 'n godsman is, moet jou kind jou volg, want Jesus is vir ons 'n voorbeeld. Ons moet 'n voorbeeld vir ons kinders wees. Ons moet 'n voorbeeld vir ons vrouens wees. Ons moet 'n voorbeeld vir ons gemeenskap wees. Want dit is belangrik om die beeld van Jesus Christus uit te straal. En die Here het 'n plan met alles en elkeen. Jy weet, elkeen wys my wat is 'n Jesus kind. Ek het gedog, ek het 'n paar goed ontmoet, te bring die Here hulle oor ons pad. Waar jy moet onderbegin, is Jesus ook. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat, is belofte. Dan vra my, onthou, as ek nie Jesus ontmoet het nie, en wat ook gebeur, wat die Here begin aan my openbaar het, ek het eendag gesit, voordat ek tot bekering gekom het, toe sien ek my seun onder 'n boom speel, en die Heilige Gees vra vir my, wil jy hom ook deur die ellende sit wat jy was? Wil jy ook toelaat dat die duiwel jou kind se lewe vernietig? Dit was die Here het my eintlik al voorberei vir die wonderwerk sal wat gebeur, dat ek die keuse sal maak om hom te volg. Onthou jong manne wat drank doen, hy verskuif 'n goeie gees na 'n bose gees toe. Vra my, ek was daar. En Jesus Christus is die oplossing. Maar ek kan julle vertel hoe lekker is dit. The joy of the Lord is my strength. Elke dag is 'n vreugdevolle dag. Dis lekker. Dis lekker om die Here te dien. Ja, ek het nou 'n woord voorberei, maar ek dink ek kan dit vir julle lees. Johannes 13 vers 34 tot 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook onder mekaar liefde betoon. Hierin sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar is. Wat sê dit vir ons? Veral vir die samekoms van gemeentes. As daar nie liefde onder julle is nie, is ek nie daar nie. En elkeen van hier vanmôre kan vir my sê, hierdie kerk het ook liefde. Ek vergelyk nie kerke nie, ek was nou nog in ander kerke nie, maar die liefde van Jesus Christus is hier. Ongeag jou foute, ongeag jou omstandighede. Ons moet mekaar lief hê. Met Jesus liefde. Want God is liefde. Baie dankie. Baie dankie vir die kans en die voorreg, pastoor, om te vertel hoe goed God is. En ek roep Deuteronomium 28 in. Ek skep jou verwagting. Dit wil sê, vir my en my gesin wag daar groot dinge. En ons moet dit leer spreek. Ons moet ophou dood spreek. Ons moet lewe spreek. Nee, ek is nou Piet van Bitterfontein, hier is nie water en die ellende ry my. Dan gaan hy jou ry. Jy spreek dit. Woorde dra krag. Wat sê God vir ons in sy woord? Besorg vir die tong. Ons moet leer lewe spreek. Jy sal gesalfde, jy sal geseënde. Voorspoed en seën sal jou volg. Dit kom net omdat jy nou 'n rugby speler is. Pierre Spies. Ek ken nou sy oom, Dawie Spies persoonlik. Daar is hy. Pierre Spies se pa, Dawie Spies vertel. Dis hoe seën werk.
dan kuier hulle as familie saam, dan roep Peer se pa hom, dan sê Peer, jy's 'n gesalfde van God, jy gaan die beste rugby speler in Suid-Afrika word, en Loftus Veldveld gaan juig oor jou. Toe's Dawie nog nie gered nie, kom uit 'n goddelike huis uit, pa was 'n predikant, toe sê jy my broer, maar jy snaaks, wat se goed raak jy kwyt? Hy sê, jy al gehoor as hy die paal uit in Loftus, hoe gaan dit? Dit wil sê, ons moet lewe spreek oor ons kinders. Besef jy wat se mamma het jy? Ja, dis kom jy geseend is. Hierom dink jy so oulikie. Ja. Dis hoe die Here werk. Ons moet seën oor ons kinders spreek. Here gee haar helderheid van verstand. Beskerm haar, julle dogters. Die wêreld is boos, maar God se krag is baie groter. Hierdie ding wat hulle noem selfoon. Is maar 'n lelike ding. Ek sê nou daar vir so net, hier kom goed op wat ek nie, onthou dis wat die vyand doen, hy wil jou goed laat sien. Dit wil sê die Here, jy moet die Here vra, Here, laat my gedagtes die van U word, maak toe my oë vir die wêreld. Maar baie dankie vir die voorreg om vir julle te vertel hoe wonderlik God is. En mag dit elkeen sal aanraak en wat jy moet besef, maak net jou hart oop vir Jesus. Hy klop, maar onthou hy klop net tot op 'n punt. Hy gaan ophou. Dankie Here, ek was daarom bereid om voor die tyd te sê, hier sê ek Here, vat my. Nou smile my vrou elke dag. Maar mense rondom ons ook. Mense het seer. Ja, pastoor, ekskuus, ek wil net vertel, ons het 2 naweke terug mannekamp gehad. En dan kom hy ook hier na my toe. En ek gaan nou nie detail gee wat hy my vertel het nie. Maar dis iets wat baie belangrik is vir ons wat getroud is. Onthou die huwelik is 'n heilige instelling tussen man en vrou en God. En ons moet dit so koester en so beskerm. En hy sê, sy vrou het hom gelei na die Here toe, laat hy bekering kom. En toe hy repent, en sekere goed gaan vertel aan haar, nou wil sy nie kerk toe nie, nou sy nie meer gelowig nie. Hy sê, nou loop hy die pad. Ek sê, dis oulik. En nou gaan jy vir haar bid. Want die Here sal haar weer inkom, sy het hom al geproef. Maar dis die seer wat die lewe maak. Die vyand probeer julle huwelik steel. Moet hom nie toelaat nie. Al wil sy nie saam jou Bybelstudie hou nie, bid vir haar. Bid vir hom. Want die gebed van 'n regverdige dra krag. Dis 'n belofte van die Here. En sal nie leeg terugkom nie. Ek sê altyd, Here, jy sê dit sal nie leeg terugkom nie. As hy vir my, wat eers net 100 mm gevra het, laat besef het, Jesus, maar ons kan dien nie so God van 'n bietjie nie. Laat hy vir my wys. Ja, 'n jaar of 2 terug, was ek ook hier. Toe hoor ek is droogte en goed. En die Here het ons geseën. Voorspoed en seën vir elkeen. En mag die Here met julle wees. Vader, dankie vir die voorreg om u goedheid en u guns te deel, Here. U is 'n bo-natuurlike God, u is nie net 'n natuurlike God nie. U dra elkeen van ons 'n belang op u hart. Ons moet net bereid wees om dit voor u voete te kan lê. Dankie vir seëninge, dankie vir voorspoed, dankie vir guns. Dankie vir elkeen wat kon luister, Here. En dankie dat ons u lig kan uitstraal en u liefde te kan ervaar. Amen. Baie dankie Johnny. Dankie. Ek sit baie keer so en sê ek gaan nie trane loop nie, dan loop die trane, want as 'n man begin huil, dis wat God soek, hy sagtigheid, en dankie vir jou woord, en ons bid dat hierdie woord wat gebring is vanmôre, werklik waar sal inval op goeie grond en sal groei. En mag dit wat gesê is vanmôre sal dra daar waar dit is, daar waar dit by die mense by die huis gekom het,
iewers te gaan iets val. En dit is hoekom dit so geweldig belangrik is om getuienisse te bring. Om te sien waar kom ek vandaan en wat maak God. Hy het nou baie goed nie vertel nie wat hy vir my vertel het, maar die Gees het hom gelei om dit te vertel het. Dan kyk jy baie keer 'n ou en dan dink jy, ek kan nie glo dat hierdie ou dit was nie. En dis waar dit is, die Here laat jou blink. Abba Vader laat jou, as hy jou verander hy jou hart, hy verander jou gelaatstrek, hy verander jou siening, jou smile, jou loop. Hy verander alles. Hy verander jou lag. Party mense het 'n Colgate lag. So honger lag jy. Maar hulle lag jy met hulle oë nie. Ander mense trek nie aan hulle mond nie, dan lag die oë. Dis die liefde wat daar uitstraal. En ek is so bly dat Abba Vader het hulle op my pad gebring. Ek gaan nou nie daaroor praat nie. Hy het so saam met my neef en my niggie getoer. Neef is nou nie meer daar nie. Hy het vir my die tyding gebring, my neef is dood. En op 'n toer. En so het ons paie gekruis. En as ons by mekaar kom en praat ons hier so oor skapies en goed, en nou is ons in die woord. Want dis wat lekker is. Dit wat in jou hart is, dit loop oor. En ons sien dit. En nogmaals baie dankie. Baie dankie vir jou woord vanmôre. En ons gaan afsluit met 'n lied om julle twee. En dan gaan ons so die offerande opneem. En kom ons bring ons offer vanmôre ook. Dis nie altyd te sê ons moet dit net doen in geld nie, maar jou offer vanmôre. So dit is, al kom bring jy jouself. As jy nie iets het, jy kom sê net Vader, ek gee myself vanmôre ook vir U. En as moet nie vergeet jy, as ek klaar afgesluit het, kom ons drink 'n koffie, daar's 'n beskuitjie. En kuier net bietjie saam. En sê nou, en moenie weghardloop nie. Anders moet ek al die beskuit opeet. Daar sê, kom ons